Prys die Here. Ons gee die Here net 'n lofoffer vanmôre. Halleluja, dankie Here. Prys die Here. Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel en ook so op hierdie aarde. In hierdie oggend, Here, kom ons net na U troonkamer. En ons aanbid U, Here. Ons aanbid U met hart, siel, gees en verstand. Ons sê dankie, Here, vir 'n voorreg wat ons gehad het om lof en eer aan U te kan besing, Here. Ons dankie, Here, vir die soete Heilige Gees wat ons lei. En ek bid vanmôre, Here, dat U 'n God van naby vir ons sal wees, ook deur die woord vanmôre. Verberg my agter die ruwe kruishout. Kom raak U, Here, hierdie lippe aan met 'n kofier afkomstig U altaar. En ek bid vanmôre, Here, dat U ons sal seën in hierdie proses waardeur ons gaan in geestelike groei, Here. Waar ons hierdie afgelope paar weke die fondament lê soos wat U dit gegee het, Here, en nog gaan lê soos wat U dit gee. Wil ek bid vanmôre, Here, dat U dit in die harte sal vestig. Dat elkeen daarin ingeoefen sal word, Here. En die bereidwilligheid van die geloof, van gehoorsaamheid aan U, Here, bekend te stel in Jesus naam. Amen en amen. U kan nie sit plekke neem. Ek sê dankie vir die orkes, dankie julle, mag die Here vir julle ryklik seën. Geliefdes, vir u wat die afgelope paar weke gemis het, dis hierdie ons tweede week waaroor ons gaan gesels rondom fundamentele groei en ons is besig om die fundament te lê sodat geestelike groei in ons lewe kan plaasvind. Dit is maklik om net sekere aspekte van geestelike groei aan te raak, maar soos wat die Here dit op my hart gelê het, wil ek dit weer eens bekendstel vanmôre, dat ons gaan die fundament lê ten volle van 8 sessies en daarna sal ons oorgaan na die volgende stap van fundamentele groei. Vanmôre is 'n tema van hierdie groeiproses waarin die Here ons gemeente vat, is geloof wat groei deur gehoorsaamheid. Geloof wat groei deur gehoorsaamheid. Romeine 10 vers 17 gaan ons begin vanmôre tot eer van die Here en ek wil sê vanmôre dat die leerprosesse is beskikbaar op Facebook, op YouTube en op WhatsApp. Dis op al 3 sosiale platforms beskikbaar. Geliefdes, die skrif sê, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Geloof wat groei deur gehoorsaamheid. Baie gelowiges in die kerk en buite die kerk, en dis ook 'n rede hoekom baie mense buite die kerk is, vra die vraag, hoekom groei my geloof nie? Die tweede vraag wat hulle vra is, hoekom voel ek geestelik vasgesteek? Dit voel of ek 'n platform bereik het en nie verder kan gaan nie. Maar ek moet vir u sê, die Bybel leer ons dat geloof groei nie net deur kennis nie, maar ook deur gehoorsaamheid. En vanmôre gaan ons na hierdie aspek kyk. Kinders van God, Jakobus 1:22, slaan 8 hierop. Slaan 8. Want ons leef nie uit wat ons weet nie, maar ons leef uit wat ons doen. Ons dade bepaal ons leefwyse. En nou sê die woord, en word daders van die woord. En nie net hoorders wat julle self bedrieg nie.
Wat wil die Here eintlik vir ons sê vanmôre? Waarin stel hy belang? Nie net ons wat hoorders is en ons gewete is, ons is Sondagoggend in die kerk en dit is maar oukei nie. Dit gaan nie net oor ons gewete te stil nie. Dit gaan oor ons verhouding met die God in die hemel. En hy het sy skrif vir ons gegee, sodat ons as mens daarvolgens leef. Maar ek beleef die laaste tyd, dat mense 'n klompie verse vir hulle uitkies, en dan daarvolgens hulle lewe rig. En ek wil jou terugroep, en dalk is dit ontnigtering tot die woord van waarheid, om die woord van God in geheel toe te pas. Want dis nie net gedeeltes wat oopgemaak gaan word wanneer ons voor die regterstoel staan nie. Dis die hele skrif wat oopgemaak gaan word. Daarom doen die Here 'n beroep op jou en my vanmôre om te sê, moenie net hoorders wees wat julleself bedrieg nie, maar wees daders van die woord. Geliefdes, hierdie saak is nou belangrik. Gehoorsaamheid is die voedingsbron van geloof. Jy moet hard en duidelik kennis neem vanmôre van hierdie sinsnede. Gehoorsaamheid is die voedingsbron van geloof. Maar ek moet sê vanmôre, geloof begin by die gehoor, maar groei deur ons dade. Kom ons lees dit, Lukas 6:46. En Jesus spreek dit. En hy sê hierdie dinge vir jou en my, maar ek wil ook hê jy moet let, nadat Jesus in vers 46 gespreek het, wat sê hy daarna? En wat noem julle my, Heer? Wat noem julle my? Here, Here. En kyk wat sê die woord. En doen nie wat ek sê nie. En doen nie, julle noem my Here, Here. Julle neem my aan as julle persoonlike saligmaker, verlosser en koning. Julle wil die pad loop. Julle sing die liedjie om te wees soos Jesus, te wees soos hy. Ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Maar nou vra die Here ons vanmôre, julle doen nie wat ek sê nie. Ons leef nie die lewe wat hy wil hê ons moet leef nie. En prys die Here wat hulle beste gee om soos hy te leef. Om so in gehoorsaamheid te leef soos wat hy geleef het. Jesus wys ons deur dit wat hy gedoen het, wat hy tentoongestel het op hierdie aarde. Om te hoor is die begin. Hy wys ons om te gehoorsaam is die bewys van geloof. En hy gebruik die woord om dit aan jou en my bekend te maak. Vers 47. Elkeen, hoor mooi, elkeen, en hy's nie 'n aannemer van persoon nie. Hy kies nie uit nie. Hy sê elkeen wat na my toe kom. So met ander woorde, dis 'n vrywillige keuse. Niemand word gedwing nie. Dis 'n vrywillige keuse. En na my woorde luister. En weer eens word vestig Jesus nie net op die luister nie.
Nie net om goeie boodskappe te hoor nie. Nie net om goeie woord te hoor nie, maar om dit te doen. En dan sê hy, ek sal vir julle wys, soos wie hy is. Vers 48. Hy is soos 'n man. Hy sê dit self, hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater gekom en die stroom teen daardie huis losgebreek het, kon hy dit nie beweeg nie. Omdat sy fondament op die rots was. Maar nou ook in 49, kyk wat sê hy in 49. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, hy hoor dit, maar hy doen dit nie, is soos 'n man wat sy huis sonder fondament op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval. En ingestort van daardie val, instorting van daardie huis was groot. Wat sien ons vanmôre? Albei mense, albei gevalle, het die woord van God gehoor. Ons almal sit in een kerk. Ons almal hoor een woord. Almal van ons. Maar nie almal doen dit nie. Net een doen dit. Maar die sleg is, wat ook die goeie is, die storm kom nie net na sekeres toe nie. Die storm bars op almal los. Dit sê die skrif. Van die storm het na die huis toe gekom wat op die rots gebou is, en die storm het ook gekom na die huis toe wat op die sand gebou is. En hoeveel van ons het nie al reeds in ons lewe, in ons huidige omstandighede, in hierdie storm beland nie? Hoeveel van ons is nie gewikkeld, ekskuus, in deel van hierdie verstorms nie? Die verskil lê nie vanmôre in die sterkte van die storm nie. Die verskil lê nie vanmôre waar die storm vandaan kom nie. Want dis mos ons eerste opsie. Waar kom die storm vandaan? Wat is die oorsaak van die storm? Maar kom ons kyk na die waarheid. En wat is die waarheid uit hierdie gedeelte wat Jesus Christus kom bekendstel aan jou en my? Die waarheid is, en dis die verskil, is gehoorsaamheid. Is ek op die sand of is ek op die rots? Geliefdes in die Here, kind van God, die waarheid is vanmôre. Geloof wat nie in gehoorsaamheid leef nie, sal nie staande bly in die storms nie. Dis die waarheid. En die Here doen 'n beroep op jou en my om oor te gaan na gehoorsaamheid. Om nie net te hoor nie, maar ook om te doen. Want hoekom? Wanneer ek en jy in gehoorsaamheid oorgaan, ontsluit dit geestelike groei. Jesaja 1:19, 1 vers 19. Geestelike groei. Kind van God, as u mooi gaan kyk, daar's meer as 7000 beloftes. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Dit sê die Here. Julle sal die goeie eet. As julle gewillig is en luister, sê die skrif, God se verloftes is verbind aan gehoorsaamheid. Kan enige belofte aan die woord van die Here nou uithaal en op die tafel sit, dan sal u sien, elke belofte is verbind aan gehoorsaamheid. In Genesis 12 en Genesis 22
word Abraham ook op die toets gesit, gaan jy net luister of gaan jy doen? En weet wat sê God vir hom? Trek uit jou volk, jou taal en jou nasies, en gaan na die plek toe, wat ek jou sal aanwys. Geliefdes in die Here, God sê vir hom, gaan uit jou land uit. Gaan uit die omstandighede waar jy is. Gaan in dit waar jy in gemaklik is. Want hy is gemaklik, hy is ryk, hy het baie besittings, en hy is 'n leier. Gee al hierdie dinge wat jy het, jy het die waterkanne, jy het die fonteine, jy het die weivelde vir jou diere, gee dit op. En gaan na 'n plek toe wat ek jou sal aanwys. So, met ander woorde, wat sê God vir hom? Jy weet nie waar jy heen gaan nie. Nommer 1, jy verstaan nie nou alles nie. En wat doen Abraham? Hy pak op, sak en pak. Hy sê, en die Here het gesê, ek moet trek. Nou waarheen weet ek nie, maar ek moet daarheen gaan. En al het hy nie verstaan nie, was hy gehoorsaam gewees. Jy moet mooi hoor vanmôre. Hy het nie verstaan nie. Ek en jy wil eers verstaan voordat ons gehoorsaam is. Ek en jy wil eers al die feite op die tafel hê voor ons gehoorsaam is. Ek en jy wil eers in beheer wees voor ons gehoorsaam is. Maar ek sien God werk anders. God werk anders. Dan sien ek elke tree wat Abraham gegee het sy geloof laat groei. Elke keer. En dit staan in Hebreërs 11 vers 8. Elke gehoorsaamheid en elke gehoorsame besluit wat Abraham geneem het hom nader en nader aan God se beloftes gebring. Het hom nader en nader in God se teenwoordigheid gebring. Sy gehoorsaamheid het hom so naby aan God gebring, kind van God, dat die woord sê, dat Abraham met God gewandel het. En hy het nie met God gewandel, omdat hy Abraham was nie. Nee, kind van God, hy het met God gewandel, omdat hy gehoorsaam was. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Sonder enige saak het hy getrek. Sonder enige bewyse. Sonder enige bevestigings. Sonder dat hy twyfel in sy hart gedra het hy God se woord geglo en was aan God se woord gehoorsaam om hierdie plek wat God vir sy nageslag beloof te gaan aanskou. Geliefdes, geloof groei nie in gemaksones nie. Geloof groei in vertroue met gehoorsame optrede. Dis waar geloof groei, jou en my gehoorsame optrede. Ek moet vir julle sê vanmôre dat gehoorsaamheid kom voor verstaan. Want almal wil verstaan. Dit gehoorsaamheid kom voor verstaan. Ons mense wil eers verstaan, dan wil ons gehoorsaam raak. Of dan wil ons in gehoorsaamheid optree. Want ons wil eers verstaan. Die Bybel bewys die teenoorgestelde. Die teenoorgestelde. In 2 Konings, die 5de hoofstuk,
is daar 'n man wat God nie ken nie. Maar daar was oorlog gewees. En die huishulp wat het uit Juda uitgekom. En sy sê vir Naaman is baie siek aan melaats. En in daardie tyd, as jy melaats het, is jou einde die dood. Verwerping, verstoting, uit die volk uit word jy gewerp. En sy sê, my Heer, as u maar net na die profeet toe gaan, sal my profeet, wat ons in ons volk geken het, jou gesond kan maak. En Naaman is dadelik op sy perd met baie geskenke. En daar is hy op pad na Elisa toe. En jy sien, toe hy daar kom, het hy gedink, Elisa gaan die hande oor hom streel. 'n lappie oor hom gooi en hy word gesond. 'n paar woorde spreek en hy gaan gesond wees. Maar nee, dis nie wat gebeur nie. Wat gebeur? Elisa stuur 'n boodskapper, hy kom nie self uit nie. Hy stuur die boodskapper uit, hy sê, gaan sê, vir hierdie man, hy moet hom in die Jordaan gaan was. Ja, 7 keer. Kind van God, jy moet mooi luister. Sit so lank vir my op 2 Konings 5 vers 14. Hy gee hom 'n opdrag wat hy nie verstaan nie. Hy gee hom 'n opdrag wat nie sin maak vir hom nie. Hy gee hom 'n opdrag wat hy nie ken nie. Kind van God. En Naaman wil wegdraai. Hy wil weggaan, want hy hou nie van wat hy hoor nie. Ons hou ook partykeer nie van wat ons hoor nie. Want ons hou nie van om die waarheid te hoor nie. En Naaman wou ook nie die waarheid hoor nie. Maar dank God vir die manskappe wat saam met hom was en sê, my Heer, dis die regte ding om te doen. Want dis wat die profeet gesê het jy moet doen. En wat sê hy? Kon hy nie eerder die Eufrat en een van die mooi riviere gekies het in my eie land nie? En nou moet ek vir julle sê, Jordaan was gewees soos die Apies rivier. In dieselfde klas. Nou is die helfte klaar naar. Geliefdes, die gehoorsaamheid van Naaman. En hy die eerste keer, die tweede keer, die derde keer, die 5de, die 6de, en toe hy die 7de keer om was. Nie die eerste keer nie. Jy sien, ek en jy wil hê die eerste keer moet alles gebeur. Ons wil hê die tweede keer dalk, die derde keer op die meeste, pastoor, dan gooi ek handdoek in. Dan bid ek nie meer nie. Dan vra ek nie meer nie, dan vaar ek, die Here het nee gesê. Maar ons vergeet, daar's voorbeelde in die Bybel, waar Daniël 66 keer gebid het, en elke keer het die duiwel sy gebed afgesny. En toe hy in die 67ste keer deurbraak, het hy deurgebreek tot God, en hy het God aanbid. In die heerlikheid sê die woord van die Here. Ons wil verstaan, daarom sê die skrif vanmôre, daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan onderduik, volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer, soos die vlees van die jongman, en hy het rein geword. Toe hy omdraai, en hy het na die gehoorsaamheid toe teruggekeer. Die gehoorsaamheid moet eers plaasvind, voordat die gebeure, wat daarmee gepaard gaan 'n werklikheid word. Kind van God, die wonder was aan die ander kant
van die gehoorsaamheid. Die wonders, die werklikheid, die waarheid, God se almag, is nie aan die diskant van gehoorsaamheid nie. Dit lê aan die ander kant van God se gehoorsaamheid. Die dag toe Jesus tot die dood toe aan God gehoorsaam was, het hy eer en waardigheid ontvang en die engele het gekom en hom gedien. Sy gehoorsaamheid. Geliefdes in die Here, ek moet die negatiewe ook vir jou voorhou vanmôre. Ongehoorsaamheid stagneer geloof. Markus 6, vers 5 en 6. Ongeloof wys hom dikwels as die volgende. Nommer 1, uitstel. Ek sal volgende keer, ek sal volgende maand met die Here regmaak, ek sal volgende jaar. En dan kom volgende jaar, dan lieg jy buitendien. Want jou woord, jou ja is nie jou ja nie. Jy's nie eerlik met God nie. En dis wat ongehoorsaamheid doen, oneerlikheid met God. Oneerlikheid met jouself. Oneerlikheid teenoor ander mense. Geliefdes, kom weg. Kom weg, man, kom weg van hierdie ongehoorsame weë af. Kom weg van hierdie werke van Satan af. Kom weg. Kom na die pad toe van gehoorsaamheid. Dit voel miskien nie nou die moeite werd nie, maar ek kan jou verseker, die einde van die reis gaan dit meer as die moeite werd wees. Die woord sê, en hy kom daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Vers 6. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En wat gebeur? Toe hier die ongeloof toon, toe gaan hy na die volgende toe. God is nie 'n God wat by jou smeek nie. God is nie 'n God wat by jou pleit nie. God is nie 'n God wat terugkom op sy woord en weer by jou kom smeek nie. As jy dink net aan die ryk man, leer uit die Bybel uit. Dink aan die ryk man. Jesus sê vir hom, gaan verkoop al jou goed, deel dit uit onder die armes en kom en volg my en jy sal 'n skat in die hemel hê. En die ryk man het beswaarlik weggegaan. Want hy het baie besittings gehad. Jesus het nie agter hom aangehardloop en gesê, Boeta, as jy seker jy maak die regte besluit nie. Jesus het nie agter hom aangedraf en vir hom gesê, maar as jy seker oor jou ongehoorsaamheid nie. Jesus het vir hom gesê, maar kyk aan die einde. Wat gaan aan die einde gebeur as jy nie gehoorsaam is nie? Jesus het hom gelos. Dit was jou keuse, staan by jou keuse, vat jou verantwoordelikheid. Hoor wat ek sê? Kyk na die woord van die Here. God leer ons uit sy woord uit. Ons beroep ons baie keer op die woord van die Here. En ons roem op die woord van die Here. Maar moenie dat die woord van die Here jou tot verantwoording roep vanmôre nie. Dink mooi vanoggend. Die tweede, waarin ongelowiges vir homself voordoen, is rasionalisering. Dis gebaseer op redelike oorgawes. Volgens jou eie denke. Volgens jou eie verstaanbaarheid. Pastoor, jy verstaan die Bybel so, ek verstaan hom so. Nee man. Daar staan, moenie dronk word van wyn nie, dan staan daar, moenie dronk word van wyn nie, daar's niks om te verstaan nie.
As daar staan, jy moet gedoop word in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Baptitio, herhaaldelike onderdompeling, is daar niks om te verstaan nie, doen net wat die Bybel sê. Dis so maklik soos dit. As die Bybel sê, wees in die kerk, wees in die kerk. Dis so maklik soos dit, wat is daar om te verstaan? God sê vanmôre in hoeveel skrifte, wees gehoorsaam, wat is daar om te verstaan? Hoeveel jy iets anders te verstaan as ek, as ons dieselfde ding lees? Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, geliefdes in die Here. Ons moenie ons gryp na rasionalisering nie. Inteendeel, het Salomo geskryf en hy het ons gewaarsku teen rasionalisering. En hy het gesê, leun nie oor tot jou eie insig nie, maar wend jou tot die woord van God. Hy het ons hierteen gewaarsku. Gelowiges, die derde is vandag gedeeltelike gehoorsaamheid. Gedeeltelik, net 'n klein gedeelte. Bestoor ek doen nie al hierdie dinge. Dis dieselfde wat die ryk man gesê het. Al hierdie dinge doen ek van my jeug af. Gedeeltelike gehoorsaamheid. Kind van God. Dis hoe ongehoorsaamheid homself voordoen. Nee man, moenie bekommerd wees nie. Jy betaal jou tiende en jy gaan kerk toe so nou en dan elke oggend. Jy's okay. Jy's okay. Jy vertel vir iemand hier 'n bietjie van die Bybel, jy vertel daar iemand van die Bybel en as iemand honger het, gee mos hom kos. Stoor is 'n goeie ou daai. Gedeeltelike gehoorsaamheid. Dis okay. Dis waarmee meeste mense tevrede is. Maar nou vra ek jou vanmôre die vraag, is God tevrede met gedeeltelike gehoorsaamheid? Sê my vanmôre, is God daarmee tevrede? Wat sê sy skrif? Gedeeltelike gehoorsaamheid is so goed soos ongehoorsaamheid. Al wil ons mense dit goed praat, al gee ek vir jou hoe om. Geliefdes in die Here, hoor die woord van die Here vanmôre. Ek wil hê jy moet geestelike fondament lê vanmôre in jou gehoorsaamheid. Geliefdes, gedeeltelike gehoorsaamheid is volle ongehoorsaamheid. Vanmôre wil ek 'n praktiese ding doen in die kerk. Het ek die gemeente se toestemming? Sê 'n bietjie amen. Ek wil vanmôre 'n praktiese ding doen in die kerk. En ek wil hê ons moet ons penne nou neersit en ons moet ons oë toemaak. En hulle wat ingeskakel is, doen dit saam met ons. En ek gaan vir jou 3 vrae vra vanmôre. Net 3. En dit het nie met die persoon langs jou niks te doen nie. Die eerste vraag wat ek graag vir u wil vra: wat het God u reeds gewys, maar u het dit nog nie gedoen nie? U het dit nog nie gedoen nie. Is dit vergifnis? Is dit restituisie? Is dit gebed? Is dit jou bediening wat jy moet opneem? Is dit gehoorsaamheid? Is dit iets wat jy moet bely en laat staan? Is daar 'n ketting wat jy moet breek? Wat het God reeds vir jou gewys wat jy nog nie gedoen het nie? Dis my eerste vraag. My tweede vraag is, kom ons gaan oor na aksie. Wat is die kleinste stap van gehoorsaamheid wat u hierdie week kan neem? Dink daaraan. Wat is die kleinste stap van gehoorsaamheid wat u hierdie week kan neem? Die derde vraag wat ek u wil vra: wanneer gaan u dit doen?
Nie een dag nie, ek soek nie een dag nie. 'n datum, hierdie week, 'n datum. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag het ons weer 'n nuwe preek. Soek 'n datum. Hierdie een stap van gehoorsaamheid, neem 'n datum. En dit wat u nou besluit het, ek wil u aansmoor en ek wil ook by u smeek vanmôre. Ek wil by u pleit vanmôre. Gedryf deur die Heilige Gees en die woord van God, om dit vir 1 week te gaan doen. Van die dag, as jy gesê het, Woensdag is daardie dag, vir tot en met die volgende Woensdag dit doen. Het almal hulle besluit gemaak. Mag die Here seën die wat besluite gemaak het, mag die Here die wat nie besluit gemaak het nie, met 'n dubbele mate seën. Geliefdes, ek lees vir u vanmôre, lees saam met my, Lukas 16 vers 10, voor ek afsluit. Hier is die laaste skrifgedeelte, die tweede laaste, ons gaan afsluit met 'n woord, met nog een skrif. Kyk wat staan hierso. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Hy wat getrou is in die minste, in die bietjie wat jy het. Wanneer God die groote aan jou gee, sal jy daarin ook getrou wees. Maar God kan nie die groote aan jou gee, voordat jy nie in die minste getrou is nie. Ek sluit af. Met 3 baie belangrike feite. Geloof, hoor die woord van God. Nommer 2, geloof, glo die woord van God. Nommer 3, die derde stap, geloof, doen die woord van God. 3 belangrike stappe. Geloof, hoor die woord van God. Geloof, glo die woord van God. Geloof, doen die woord van God. Vanoggend roep God ons nie tot groter kennis nie, maar tot dieper gehoorsaamheid. Dieper gehoorsaamheid. Jakobus 2:26 maak ek mee klaar vanmôre. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Hoor mooi. Geloof beteken niks sonder die doen gedeelte nie. Kom ons bid saam. En u wat wil saam met my op jou voete staan is meer as welkom. Ons Vader in die hemel, u wat die hartekenner is. In Hebreërs 4 sê u, alles is oop en bloot voor u oë. Niks kan ons vir u verberg of versteek nie, Here. U weet alles. Here, help ons om nie meer uit te stel nie. Gee dat daar geen rasionalisering plaasvind in ons lewe nie, Here. Kom ons swakheid te hulp, Here, en help ons asseblief, Here, dat daar geen halwe gehoorsaamheid sal wees nie. Maar Here, dat ons die proses in werking sal sit. En dankie my God, dat u elke week, elke diens gee u vir ons 'n proses.
Elke diens gee vir ons 'n praktiese ondersoekwerk om te gaan uitvoer, Here. Elke week toets U ons gehoorsaamheid. Ek dank U vir hulle wat gehoorsaam is. Maar ek bid vir elkeen wat net 'n hoorder is, Here. Wat nog nie by die doen uitgekom het nie. Ek vra, Here, onsse God, wees U vir hulle genadig. En kom elkeen se swakheid te hulp, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U swakke hand in U sterke hand sal vat. Dat U sal oprig en oplig, Here. En hulle wat vernuwing nodig het, Here, dat die woord 'n lewe sal word. En dat U, Here, onsse God, elkeen van ons vernuwe elke dag. Ek bid U seën op ons uit, Here. Bid U seën oor die hele gemeente uit. En my God, kan ek U net loof vanmôre vir hierdie pad van liefde wat U nou met hierdie gemeente stap, Here. Die dag toe ek ook nie verstaan het nie, Here, het ek in my onkunde gespreek. Maar nou kom ek en sê, Here, onsse God, met kundige gehoorsaamheid, gedrywe deur die Heilige Gees, spreek ons nou, Here. En ek loof U en ek eer U. Ek weet nog nie waarheen ons op pad is nie, Here. Maar my God, dat ons na Kanaan toe op pad is, dit weet ek wel. Die grondgebied, die plek, die goddelike openbarings, die profetiese woord wat werklikheid word. Mense in hulle bedienings aangestel. Ja, Here, al die eer behoort net aan U tot in ewigheid. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Iemand wat sê, wat glo sê, laat dit so wees. Prys die Here.